So dis my lekker om hier te wees. Nou, ek weet nie, miskien het jy al die storie gehoor van die man en vrou wat in Israel gaan toer het en skoonma het saamgegaan. En toe wat gebeur terwyl hulle in Israel is, toe gaan skoonma ongelukkig dood. En die begrafnisondernemer sê toe vir die man, hoorie so man, ons kan vir ouma hier begrawe in Jerusalem en dit sal jou so $500 kos. Of as jy dan nou kies dat ons sal moet terugvlieg na die VSA toe, dan gaan dit $5000 kos. En die man het so rukkie gestaan en wag en gesê, nee wat ek dink, ons gaan daar terugstuur VSA toe, ek sal daai opsie kies. En die man sê, maar dit is baie duurder as hier. Toe sê hy, nee, ek hoor wat jy sê, maar ek het gehoor van 'n man wat hier dood gegaan het en op die 3de dag het hy opgestaan. En ek wil geen kanse vat nie. So, ja. Nou ja, vandag praat ek so 'n bietjie oor neem in besit. Nou ons almal weet dat ons Nuwe Testament begin met 4 evangelies, Matteus, Markus, Lukas, Johannes, en dan praat dit van, dit is alles goeie nuus. Ek bedoel, as die engele kom en hy by die herders, dan sê hulle, ons bring vir julle goeie nuus wat evangelion is, en dan sien ons spesifiek in die brief van Lukas, dat hy is die enigste persoon wat skryf, wat nie 'n Jood is nie. So hy is 'n mediese dokter, en as jy dit nie geweet het van hom nie, hy het Lukas geskryf en hy het die boek van Handelinge geskryf. So as jy volgende keer besluit om sommer net so lekker te lees, gaan deur die hele Lukas, skip Johannes, en dan gaan jy dadelik oor in die boek van Handelinge, en dan kry jy die 2 briewe wat Dr. Lukas geskryf het, sommer so bymekaar. Nou wat dit vir my lekker maak, as ek dink aan hom, is die feit dat hy geweet het hoe dit voel om uitgesluit te wees. Hy het geweet, hy is nie deel van hierdie Joodse volk nie, hy is nie deel van Israel gewees nie, ek bedoel, hy was buite dit, en dan kan jy ook agterkom in die manier hoe hy skryf, dat dit anders is as die ander 3 evangelie skrywers, maar nog ietsie lekkers om aan te delf, as jy bereid is om daarmee stil te staan. So vanoggend gaan ons dan lees uit Lukas spesifiek, en ons gaan lees hoofstuk 5 vanaf vers 1 tot 11. As jy jou Bybel hier het, volg lekker in jou eie Bybel. As jy nie het nie, dan volg sommer in die skerm so saam met my. Op 'n dag, toe Jesus langs die meer van Genesaret staan, en dit kan ook wees die see van Galilea, dit hang net af wie die brief geskryf het, almal het hom op verskillende plekke genoem, maar dit is eintlik net presies dieselfde plek. En die skare hom verdring om die woord van God te hoor, sien hy 2 bote langs die meer lê. Die vissermanne het al uitgeklim en was besig om hulle nette uit te spoel. En Jesus het in een van die bote geklim, die een wat aan Simon behoort, en hom gevra om 'n klein entjie van die land af weg te roei. Hy het gaan sit en die skare van die skei af onderrig. En toe Jesus klaar gepraat het, sê hy vir Simon, gaan uit na die diep water en laat sak julle nette daar om vis te vang. Meester, antwoord Simon, ons het die hele nag deur gesoeg en niks gevang nie, maar op u bevel sal ek die nette weer laat sak. En toe hulle doen, het hulle soveel vis gevang, dat die nette wou skeur, en hulle het vir die makkers in die ander boot beduie om hulle te kom help, en toe hulle daar aankom, het hulle albei bote so vol gemaak, dat het begin sink het. En toe Simon Petrus dit sien, val hy voor op sy knie voor Jesus neer en sê, gaan weg van my Here, want ek is 'n sondige mens. En ek dink daar's nog een slide wat hierby kom. Verwondering het hom en almal saam met hom aangegryp oor die klomp vis wat hulle gevang het. Jakobus en Johannes, Zebedeus se seuns wat saam met Simon gewerk het, was net so verbaas. En Jesus het egter vir Simon gesê, moenie bang wees nie. Van nou af sal jy mense vang. Nadat hulle die bote op die strand getrek het, het hulle alles gelos en hom gevolg.
So ons sien hier in Lukas 5 dat hierdie eintlik half die afskop is van Petrus se bediening saam met Jesus. Ons sien eerstens, hy was 'n visserman gewees. Nou, die vissermanne was nie soos ons ouens wat gaan hengel met 'n visstok nie. Hulle het in die aande uitgegaan, dan het hulle nette uitgegooi en daar gewag dat die visse na die bodem van die water moet kom, na die oppervlakte moet kom, en dan het hulle daai nette ingetrek en die visse wat hulle gevang het was tilapia. Nou ek het vir jou so 'n fotootjie bygesit dat jy kan sien hoe 'n tilapia lyk. Nou wat gebeur is, omdat Israel so warm is in die Midde-Ooste, nou as jy daar was, dan sal jy al so 'n bietjie 'n tikkie van die hitte van Israel beleef het. In die dag, dan sak die tilapia af na die dieper waters toe, waar dit koel is. So hulle kom glad nie in die dag na die oppervlakte toe nie, maar in die aande, wanneer die hitte nou bietjie gelig het, dan kom hulle na die oppervlakte en kom soek dan kos en allerlei goeders, en dit is dan, wanneer hierdie vissermanne hulle met die nette vang. Maar nou sien ons vir Petrus, hy het die hele aand geswoeg en gesweet, en nette uitgegooi, ingetrek, en absoluut niks gevang nie. So ek kan amper half myself voorstel, dat hy baie gefrustreerd daar moet sit en luister, en hy nette nou skoonmaak, maar hulle het geen vangs gehad nie, so dit is hierdie frustrasie momente. Maar dan is hierdie rabbi besig om mense te leer, en dan die volgende oomblik gaan Jesus na hom toe en dan sê hy, hey Petrus, kan ek dalk jou boot leen, dat jy stoot my net so entjie in die water in, want jy weet, hierdie is maar eerste eeu, ons het nog nie tegnologie om sound op te stel, sodat die mense agter kan hoor nie, maar as jy my so entjie in die water instoot, sal dit my stem versterk, sodat die hele gehoor kan hoor wat ek sê. En Petrus, wel, die boot het my dusver hierdie hele nag niks gehelp nie, we might as well net doen dit. En dan stoot Petrus vir Jesus so entjie in die water in, en Jesus is besig om die mense te leer. Maar nou moet jy weet, Petrus het op hierdie stadium Jesus geken? Nee, hy het hom nie geken nie, maar ek vermoed, Petrus het op hierdie stadium al van Jesus gehoor. En hoekom sal ek dit sê? Want onthou jy vir Andreas, sy jonger boetie, hy was eers 'n disipel van Johannes die Doper, maar hy het toe Jesus ontmoet, en ek is seker die dag toe hom ontmoet het, het hy na Petrus toe gegaan en gesê, Petrus, ek sê vir jou, ons het die Messias ontmoet. Sy naam is Yeshua, en hy kom vanaf Nasaret. En Petrus het al gedink, hierdie Andreas is so gullible op enige nuus. Ek bedoel, Nasaret op daai stadium het maar tussen 200 en 500 mense gehad, so hoekom sou God van alle plekke op aarde, dat die Messias van Nasaret af sou kom? So het hy van hom geweet, ja, het van hom geweet, maar hy het hom geken, hy het hom nie geken nie. Maar nou is Jesus besig om te leer, en nou sit Petrus en hy luister en hy dink, sjoe, hierdie rabbi praat nogal anders as al die ander. Dit klink asof hy weet waarvan hy praat. En as hy bid, dan klink dit half amper asof hy God moet ken, die manier hoe hy met hom praat. En so is hy beïndruk met dit wat hy hoor, terwyl hy saam met Jesus op hierdie bootjie sit. En dan is Jesus se lering verby, en dan raak Jesus persoonlik met Petrus, en dan sê hy, hey Petrus, kom ek en jy gaan vang vis. En dan dink ek, Petrus sou dink, wel, jy weet wat, rabbi, jy het dalk online teologie geswat, en jy kom daar van die stad af, maar van visvang af weet jy niks. Want tilapia kom definitief nie in die middel van die dag na die oppervlakte van die water nie. Dit is net te warm. En hy sê, wel, kom ons vat 'n kans dan. En so is hy saam met Jesus uit op die water, en Jesus sê, vat die nette en gooi dit aan die regterkant van jou skei uit. En dan onthou ons almal wat gebeur het.
Ek bedoel, dit lyk asof daai tilapia ontplof, soos wat hulle inspring in die nette in so mate dat daai nette dit nie kan hanteer nie, en 'n ander boot moet inkom, en dan is dit half amper asof die bote sink, as gevolg van die magdom van vis wat hulle vang in die middel van die dag, en net daar besef Petrus, maar hierdie moet bonatuurlik wees, want hierdie gebeur nooit, so miskien net was Andreas reg toe hy sê, dit is die Messias, en dan sien ons, Petrus val neer in die boot, en hy sê, gaan weg van my af, Here, ek is 'n sondige mens, en ek dink dit is half asof Jesus hom net opgetel het, en hom in die gesig gekyk het, en gesê, hey Petrus, ek is nie kwaad vir jou nie, ek wil net hê jy met jou Facebook status verander, van visserman na vissers van mense. En dit is die afskop van Petrus se bediening vir die volgende 3 jaar saam met Jesus. En van daar af sien ons eintlik merkwaardige goeters waardeur Petrus gaan saam met Jesus. Ek bedoel, onthou julle die oomblik toe hulle op die berg Tabor gegaan het, hy en Johannes en Jakobus saam met Jesus op die berg, en in 'n oomblik, Shazam! Staan daar 'n verheerlikte Christus voor hulle, iets wat hulle nog nooit van tevore beleef het nie, en dit sien Petrus, en dan in een oomblik, dan sien hulle, maar daar's nog 2 persone by, ek bedoel, 'n Moses en 'n Elia, verteenwoordiging van die wet en die genade, en hoe God dan uitroep, dit is my seun, in wie ek 'n welbehae het, en ek dink half amper, dit was die moment, wat God bevestig het, die wet en die genade, die wet en die profete is nou verby, want alles vind nou vervulling, in my seun, in wie ek 'n welbehae het. Maar is dit nie vir jou ook vreemd, hierdie 2 kandidate, wat jare lank nou al dood is, Moses en Elia, wat langs Jesus staan op die berg van Tabor nie. En voel dit ook nie vir jou baie keer, dit was daarom baie onregverdig. Die feit dat Moses hierdie hardnekkige volk vir 40 jaar deur die woestyn lei, en dan net as hulle moet ingaan, dan is hierdie volk weer, hulle kla so, en hulle skna, en dit is soos 'n kraan wat drip, en drip, en drip, en Henny sê, 1 vrou is vir hom genoeg, maar Moses het 3 miljoen van hierdie wesens, wat drip, en drip, en drip, en hulle stubben, en dat hy so gefrustreerd word met hierdie volk, want nou sal hulle weer dors, en God sê vir hom, praat met die rots, en uit frustrasie, vat hy sy staf en hy slaan die rots, en die Here sê, omdat jy dit gedoen het, sal jy nie die voorreg hê om in die beloofde land in te gaan nie. En dan dink ek, Here, dis 1 foutjie, ek het 'n hele paar by, wat is my kans? Maar dan, as ek dink aan daai gedeelte in Romeine 8 vers 28, wat sê dat God laat alles ten goeie meewerk vir die wat hom liefhet, so dit sal tot my voordeel wees, maar dit sal tot sy heerlikheid en sy eer wees. Want sien, ek en jy lewe in hierdie wêreld waarin goeie soms messy raak. Dit raak morsig, dit raak moeilik, en ons gee, ek bedoel, party van die goeie so erg, en al waarop ek kan staan is die feit dat die Here sê, vir die wat hom liefhet, sal hy alles ten goeie laat meewerk, want sien, God staan buite tyd, en God staan buite ruimte, maar ek en jy is vasgevang binne hierdie tyd, binne hierdie ruimte, en dan skryf Paulus verder in Romeine 8, hy sê dit is asof ons so binne in ons sig, ek weet nie of jy ook al so gevoel het, wanneer jy deur goed gaan, dat is nie woorde nie, dit is soos, so intens, maar Here, U het gesê, dat die wat U liefhet, sal U alles ten goeie laat meewerk, so terwyl ek innerlik sug,
vertrou ek uiterlik vir my deurbraak. En ek wonder net aan die oomblik, toe Moses binne sy tyd en ruimte moment, toe God gesê het, dit gaan nie jou voorreg wees om in die beloofde land ingaan nie. En God begrawe vir Moses self op die berg van Nebo. En dan die volgende oomblik, wanneer Moses weer verskyn op die berg, staan hy langs die verheerlikte Christus. Want in daai tyd kon dit nie met hom gebeur nie, maar ons het 'n God wat sê, hy laat alles ten goeie meewerk vir die wat hom liefhet. En maybe in jou tyd werk dit nie soos wat jy wil nie, maar moenie dink dat God nie betrokke is by dit nie. So die volgende oomblik, hier staan Moses in die beloofde land, maar met soveel meer, hy staan langs die verheerlikte Christus, 'n Nuwe Testament, 'n uitroep van iets wat nuut gebore moet word. So Petrus sien dit. So Petrus het begin die dag toe hulle die vis vang. Petrus sien Jesus op die berg wat verheerlik word, en soos wat hy maar is met sy vinnige praatmond, sê kom ons bou sommer tente, hierdie lyk vir my so lekker. Jesus bly verheerlik, en Moses en Elia bly julle ook sommer hier, so hierdie gaan 'n lekker plek word as ons hier kan bly. Maar dan is daar, sien ons dat Petrus gaan deur dieselfde tyd, sien hy hoe dat blindes begin sien, hy sien hoe dat dowes begin hoor, hy sien hoe dat Jesus mense wat melaats is genees, hy sien hoe die goeters gebeur, krepele staan op, tel hulle matte op en loop, hy sien dit gebeur, hy sien vir Lazarus, dat God Jesus vir Lazarus uit die dood uit opwek. Nou die interessante gedeelte van dit was, dat in die Joodse tradisie mag jy nie iemand doodverklaar nadat hy nou 3 dae dood is, en so hy moet dood wees. Want sommige van die rabbies het nou al foute gemaak, want party mense was op 'n keto dieet, en toe het hulle op die 3de dag net, hulle het net flou geval, ergens dalk in dag 2 en dag 1, en dan die rabbi jou nou dood verklaar, en dit was maar net, jy het net die kos in jou maag nie, en dan is jy begrawe. So jy moes 3 dae dood gewees het, voordat jy dood verklaar is. En is dit nie net vir jou interessant, dat Jesus 3 dae dood was, en toe God hom uitwek, en oproep, om weer te lewe, en die opstanding vind plaas, wat ons verlede naweek gevier het. Maar Jesus kom by Martha, en Maria, en nou die King James sê, dat hy het al gestink het. Ek bedoel, hy was dood en het nou gestink ook al. En dan, hier staan Petrus langs Jesus, nog nooit hierdie goed gesien nie. Hulle het nie TBN nie, hulle het nie podcast soos wat ons het nie, maar die volgende oomblik, hoor hy Jesus roep, Lazarus, kom uit! En met verwondering dink ek, almal staan vir 'n oomblik net stil, want ek bedoel, sy sissies het nou net gesê, hy stink al, en die volgende oomblik kom hier iemand uitgestap met 'n mammie, met al die goed waarop hy nog gerap is. So hier is al die goed wat Petrus saam met Jesus beleef het. Vir 3 jaar sien hy al hierdie goed, dag en nag gebeur. Jesus loop op die water, die vermeerdering van die visies en die broodjies, en die telke kere die besetene van Gadara wat in 'n oomblik bevry is. Hy beleef dit, en 'n mens sou dink dat as jy 3 jaar hierdie belewenis saam met Jesus gehad het, dat wanneer dit rof sou raak, jy in staat sou wees om jou man te staan vir dit waarin jy glo. Die volgende oomblik is Jesus in die tuin van Getsemane, en Judas kom, en Judas verraai hom, en Jesus word in hegtenis geneem, en hy word onder verhoor gesit, wat baie sleg is, nie regverdig is nie. En dan vat Jesus sy kruis, en hy word gekruisig buite die stad. Nou ek weet nie of jy weet wat gebeur buite die stad nie. Wie buite die stad is
is dooie mense, lyke, wat nooit opgeëis is nie. Wie buite die stad is melaatses. Wie buite die stad is onrein mense. Wie buite die stad is mense wat verwerp is om nie binne te wees nie. Dis die mense wat buite die stad is, en buite die stad dra Jesus die kruis, om vir my en vir jou, ons sonde, ons skuld, ons seer, daar te gaan dra, buite die stad, waar almal wat buite die stad is, verwerp word. Maar terselfdertyd sien ons, Petrus begin so tussen die skares rond te beweeg, en dan mense begin vir hom te sê, hoorie so, maar jy was ook mos deel van hom. En hy sê, nee, ek was glad nie. Toe sê hy, die manier hoe jy praat, klink asof jy deel van hom moes wees. En dan begin Petrus sleg te vloek, en dat hulle later vir hom sê, nee, iemand wat daai tipe taal gebruik, is onmoontlik vir so 'n persoon om aan Jesus te behoort. En hy verloon Jesus. En dan word Jesus gekruisig, en hy sterwe. En dan sien ons die derde dag, toe die opstanding plaasvind. En ek wonder baie keer of dit, jy weet, half amper vir my in my kop, dink ek altyd oor hoe God moes besluit het, wie die maagd sou wees, wie hierdie Christuskind in die wêreld sou inbring. En dan dink ek, hoe God besluit het, wie hierdie persoon sou wees, wat die belangrikste nuus ooit in die geskiedenis van die mensdom, naamlik sy opstanding, wie dit eerste sou sien en wie eerste daaroor sou praat. En dan onthou jy seker vir Maria Magdalena van Magdala. En hoe Lukas oor haar skryf, en hy sê, sy het 7 demone gehad. Maar as jy die numerologie ken van die Bybel, sal jy weet dat 7 is die getal van volmaaktheid. So dit beteken, sy was regtig net sterk, demonies beset. En dan kom Jesus Magdala langs, en Maria het 'n ervaring saam met Jesus waar hy haar totaal en al verlos. Maar sy was die meisie wat nooit gekies was nie. Ek weet nie of julle onthou op skool, as jy, wel die goeders het so verander, way back when, toe ek op skool was, het ons baie keer rounders gespeel, en dan met 2 persone vir hulle spanne kies, en dan as jy sien hoe word het gekies, en jy dink, genade, ek is al hoe laaste, sy was die meisie wat nooit gekies word nie. Sy was die meisie wat jy vir jou seun sê, daai tipe meisie vra jy nie uit, om saam met jou na matriekafskeid toe te gaan nie. Sy het nie 'n staanplek gehad nie. Maar toe Jesus haar ontmoet en haar lewe verander, en ek dink nie die moment, toe God sê, sy, ek kies haar, om die belangrikste proklamasie te maak, vir wat in die volgende seisoen van hierdie wêreld gaan gebeur. En dan onthou ons almal, toe sy daar kom, en sy sien Jesus, maar sy dog, hy's die tenier, en sy sê, meneer, sê my net asseblief, waar jy hom gaan sit het, en die manier hoe hy haar naam noem, het sy geweet, dit is hy. En dan hardloop sy na Johannes en Petrus toe, om dit te kom aanskou, en ek bedoel, dan kyk hulle binne in die graf, en sien hy is weg, maar hulle gaan weer terug. Maar Maria het gestiek, en gebly. En dan is hierdie volgende gedeelte, is dan nou 10 dae later. So kom ons lees dit net saam. Na hierdie dinge, het Jesus weer aan sy disippels verskyn. So onthou, dit is nou na 10 dae. Petrus het Jesus verloon. Hy het hom onder die bus ingegooi. En Jesus was vir Petrus net goed. Petrus het nie in hierdie 10 dae intussen 'n kursus gedoen, waar hy sy sonde kon bely, waar hy deur terapie kon gaan, om emosioneel gesond te word nie. Hy het vir niemand gesê, hy is jammer oor dit wat hy gedoen het nie. Dis net 10 dae later, en hy weet presies wat hy 10 dae
voor dit gedoen het. So na hierdie ding het Jesus weer aan sy disippels verskyn by die see van Tiberias, en dit kan wees weer die meer van Genesaret, dit hang af wie dit skrywe, hierdie is in Johannes, so dis dieselfde plek, en hy het so verskyn, daar was by mekaar Simon Petrus en Thomas wat Didimus genoem word, en Nathanael van Kana in Galilea, en die seuns van Zebedeus, en 2 ander van sy disippels, en Simon Petrus sê vir hulle, ek gaan visvang, en hulle sê vir hom, ons gaan ook saam met jou, en ek wil dalk net iets hierso by sê. Ek is baie keer verstom, en dan praat ek van kerk. Ek praat nie van mense wat nog nie die voorreg gehad het om Jesus te ontdek nie. Ek praat van kerk, van wanneer iemand soms val, en op 'n slegte plek is, soos wat Petrus was. Ek bedoel, almal het geweet, presies wat hy gedoen het. Van hoe vinnig ons mekaar onder die bus kan ingooi, en hoe vinnig ons mekaar kan afskryf, en hoe vinnig ons mekaar kan negatief praat en mekaar beskinder, en ek wonder net hoe dit sal lyk soms, as die kerk ten spyte van iemand se fout, nie by die fout bly nie, maar sê, ek weet, jy het 'n fout gemaak, maar ek gaan saam met jou, en ek wil daar wees om te sien hoe jou genesing plaasvind. Maar ons gooi mekaar aanhoudend onder die bus. Maar hierdie disippels het presies geweet wat hy gedoen het, en toe hy sê, ek gaan visvang, toe sê hulle, ons gaan saam met jou, ons gaan by jou bly, ons weet wat het jy gedoen, maar ons gaan saam met jou. En hulle sê vir hom, ons gaan saam met jou, en hulle het uitgegaan en dadelik in die skei geklim, en in daardie nag het hulle niks gevang nie. Wie kom al dadelik weer terug van die eerste keer toe Petrus Jesus ontmoet het, en toe dit al dag geword het, staan Jesus op die strand, 10 dae later, maar die disippels het nie geweet dat dit Jesus was nie, en Jesus sê vir hulle, my kinders, het julle nie iets om te eet nie, en hulle antwoord hom nie, en hy sê, gooi die net aan die regterkant van die skei, en julle sal dit kry. Ek wonder, déjà vu. Selfde meer, selfde probleem, selfde opdrag. Hulle het dit toe gegooi, en deur die menigte van visse was hulle nie meer in staat om dit te trek nie. So ek veronderstel 10 dae later is Jesus op die strand. Hy is besig om 'n vuurtjie te maak. En nou roep hy, dit by die dag breek, hy weet hulle is uit op die water, want het is tyd wanneer hulle vis vang. En hy roep, hey, het julle enige visse gevang? En dan roep hulle terug, nee, al ons houers is leeg, ons het niks kon vang nie. Dan sê hy, hey, gooi julle net aan die regterrand van die boot. En die volgende oomblik spring die tilapia in die nette in. En Johannes kyk en hy sê, dit is Jesus wat op die strand staan. En dan sou mens dink, ek weet nie of jy so is nie, maar wanneer ek uitgevang is en die persoon teenoor wie ek iets negatiefs gedoen het, ek wil daai persoon nie graag vinnig vys nie. So ek sou die een gewees het wat uit die boot uitspring en dalk dieper wegswem van waar die Messias staan, maar nie Petrus nie. Toe Petrus hoor, dit is Jesus, sê die Bybel, toe duik hy in die water en soos 'n Chad le Clos, swem hy teen 'n Olimpiese spoed, swem hy strand toe. En hy kry toe daar vir Jesus. Kom ons lees verder. En toe hulle dan klaar was met die môre ete, so hulle die vis gebring, Jesus het 'n lekker fish fillet gedoen, almal eet net om vir Simon te wys, hy is nie 'n spook nie, dat hy saam met hom eet, sy vir Simon seun van Jona, het jy my waarlik lief meer as hulle hier? En hy antwoord hom, ja Here, U weet dat ek U lief het, en hy sê vir hom, laat my lammers wei. En hy vra hom weer die tweede maal, Simon seun van Jona, het jy my waarlik lief? En hy antwoord hom, ja Here, U weet dat ek U lief het, en hy sê vir hom, pas my skape op, en hy vra hom die derde maal, Simon seun van Jona, het jy my lief? En Petrus het bedroef geword. In ons Afrikaans en Engelse taal is ons baie beperk baie keer oor eintlik die presiese woorde wat Jesus hier gebruik het, want
dit was nie net 'n vraag van, het jy my lief nie? En baie mense spekuleer, Jesus het hom 3 keer gevra, omdat hy Jesus 3 keer verloon het sy dit die waarheid is dan nie, maak nie aan my saak van wat die motivering daar was, wat vir my belangrik is hierdie. So, daar's verskillende liefdes, waarvan ons Bybel, Afrikaans en Engels verklaar net as een liefde. Maar as ons praat oor God se liefde, dan praat ons van agape, en dit sou jy al baie keer gehoor het, because that is a self-sacrificial love. Jesus sê, ek kom lê my lewe vir jou neer. Dit beteken, dis 'n lewe wat gee tot die dood toe. Ek dink altyd aan jou voordeel. Ek sal my benadeel sodat dit tot jou voordeel. Agape, God is liefde, God is agape. Maar dan is daar 'n ander vorm van liefde, wat ons Bybels nie noem nie, en dit is phileo. En dit beteken, dit is soos 'n vriendskap. Jy's my buddy. Maar ons Bybel vertaal dit ook as liefde. En dan is daar eros, wat meer verwys na die romantiese liefde tussen man en vrou. En dan is daar storge, wat meer verwys na 'n ouer liefde vir kinders. So al daardie tipe liefdes word by ons tale as een ding beskryf as liefde. So kom ons lees dit weer, want dan wil ek vir jou verduidelik wat Jesus eintlik vir Petrus besig is om te vra. Want toe hy klaar sê, hy Simon, seun van Jona, agape jy my? Het jy my so lief, Petrus, dat jy vir my sal sterf? Onthou, hierdie is 10 dae later. Dis die eerste keer wat Petrus nou weer met Jesus praat, nadat hy Jesus onder die bus gegooi het. En dan antwoord Petrus, hy sê, ja Here, ek phileo jou. Ek sien jou as my vriend. Dis hoe Petrus die eerste keer antwoord, en dan gaan dit die tweede maal, Simon, seun van Jona, agape jy my? Simon, Petrus, sal jy vir my sterf? Is dit die liefde wat jy vir my het? En dan antwoord hy hom, ja Here, u weet dat ek u phileo. Ek sien jou as my buddy. Dis die liefde wat ek op hierdie stadium vir u het. En dan die derde maal, dit is wat dit so mooi maak. Simon, seun van Jona. En Jesus daal die baar, wat dan sê hy, phileo jy my? Sien jy my net as jou vriend? En dan sê Petrus, bedroef geword, en dan sê Here, u weet alles. U weet alles, daar's niks wat ek kan wegsteek nie, die band kan vorentoe kom. Daar's niks, Here. En ek dink baie keer so, en dan sien ons hoe dat Petrus se lewe evolve, en na die vervulling met die Heilige Gees, hoe dat sy lewe verander, hoe dat hy uitverkoop is aan koninkryk, hoe dat hy gaan, en op die einde van die dag weet ons almal op die manier waarop Petrus gesterf het, dat hy gekruisig is soos Jesus. Maar dat hy sê, ek is nie eers werd om soos hy gekruisig te word nie, kruisig my onderste bo. Because I just agape him. En ek dink net in die lig van verlede naweek wat ons groot celebrations gehad het van Jesus wat gesterf het en opgestaan het. Daar kom baie keer by my dae wat ek net voel die Here vra. Antoinette, agape jy my? Is jou lewe so dat jy sal gee tot die dood toe? Dat dit jou lewe sal kos? En party dae moet ek eerlik sê, dat ek vir hom sê, Here, ek phileo jou. Ek sien jou as my vriend. En ek dink vir ons almal is dit vanoggend 'n vraag. Ek dink Jesus vat elkeen van ons se gesigte vanoggend so in sy hande en vra, Jan, Susan,
Irma, wat jou naam ook al is, wie jy vanoggend mag wees. Agape, jy, my. En nie met veroordeling nie. Want sien, ons groei in dit. Soos wat Petrus in sy journey ingegroei het, waar verlei verander het in agape in. Maar daai momente moet ons vir onsself begin skep om te sê, Here, ek wil nie altyd net sê as U my vra, U is my buddy nie. Ek wil sê, ek lê alles neer. U het neergelê vir my voordeel. Here, vandag lê ek neer. Ek wil vir jou 'n gediggie lees en daarmee gaan ek afsluit. Van Koos van der Merwe. En dis nou nie 'n grappie Koos van der Merwe nie. Die gedig se naam is Almal wil. Hy sê almal wil die stilte hê, maar niemand wil ophou raas nie. Almal wil geken wees, maar niemand wil oopmaak nie. Almal wil ergens kom, maar niemand wil weggaan nie. En almal wil die berg op, maar niemand wil klim nie. Almal wil slim wees. Sorry, ek het myself nou hier so bejoinks. Almal wil slim wees, maar niemand wil geleer word nie. Almal wil verstaan, maar niemand wil luister nie. Almal wil maar word, keto, maar niemand wil minder eet nie. En almal wil hê, maar niemand wil betaal nie. Almal wil ophou moeg wees, maar niemand wil tot stilstand kom nie. En almal wil sien, maar niemand wil kyk nie. En almal wil vrede hê, maar niemand wil ophou bekommer nie. En almal wil hemel toe gaan, maar niemand nou al nie. Ek wonder of jy vanoggend net vir 'n oomblik saam met my sal opstaan. Dalk net vir 'n oomblik in jou eie woorde, ek bedoel, jy weet hoe jy met Jesus praat, jy weet hoe jy met Vader praat en met die Heilige Gees praat. En ouens, ons kan ons harte oopmaak teenoor ons Vader. Hy ken ons in elk geval beter as onsself. Sê, Here, ek het gedink, ek het U so lief, maar eintlik sien ek U nog net die hele tyd as my buddy. Want alles wil gedoen word, maar ek wil nêrens geen prys betaal vir dit wat dit van my gaan vra om U te agape nie. Kan ons dalk net so 'n minuut, elke ou by jouself, ouens, is 'n lekker moment om net met ons Vader te praat en te sê, daar's nie veroordeling nie, dis nie hoe ons Vader werk nie, daar's nie veroordeling nie. Hy leer ons hoe om lief te hê, net vir 'n oomblik. Ons in momente soos hierdie moment kan skep waar ek in U oë kyk en U in my oë kyk. En waar ek eerlik vir U kan sê, Here, dit is waar ek trek in my reis met U. Ek wil graag sê, Here, ek gaan alles gee, Here, maar ek myself weet, Here, ek is nie daar nie.
En ek weet eintlik ook nie hoe om daar te kom as U nie my gaan help nie. So dankie dat ons U kan vra, Heilige Gees. Neem ons lewens in die holte van die hand en leer ons wat dit is om ons Vader en Jesus en U te agape. Daar waar ons net neerlê. En miskien vandag, as hier iemand is wat sê, man, ek het hom nog nooit eens gekies nie, wil ek jou vra om hom net te vra, Here, kom in my hart en in my lewe in. Ek lê myself voor U neer. U liefde vir hierdie gehoor, Here, is so intens dat ons verstande kan dit nie eers begryp nie. Maar dankie vir momente wat ons saam met U kan beleef. Leer ons, Here, om U te agape. In Jesus naam.